Die Evangelie van Lukas hoofstuk 24, vers 3 tot 4 lees soos volg. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. Welkom by Geloofspad. Wat die vroue verwag het om daardie oggend te vind, was 'n verseelde graf en 'n lewelose liggaam. Wat hulle eerder ontdek het, was 'n leë graf en die begin van alles. Die vroue wat daardie vroegoggend by die graf gekom het, was gevul met liefde, hartseer en onsekerheid. Met speserye om Jesus te eer, het hulle opgedaag met vrae. Wie sal die klip wegrol? Hoe sal ons binnekom? Maar God het reeds voor hulle gegaan. Hulle het gevind dat die klip weggerol is. Die liggaam is weg. En 2 mans, engele, in skitterende klere wat die nuus verkondig. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Hulle verwarring herinner ons hoe dikwels ons ook verwag om God beperk te vind tot ons beperkte begrip, steeds toegedraai in grafklere. Maar Jesus kan nie deur die dood of twyfel vasgehou word nie. Die opstanding was nie 'n verrassing vir die hemel nie, al was dit na die aarde. En die engele het nie nuwe inligting gebring nie, hulle het bloot die vroue herinner aan wat Jesus reeds gesê het. Soms kom ons stryd in geloof nie uit 'n gebrek aan bewyse nie, maar uit vergeetachtigheid. Soos Petrus wat eens van Jesus weggehardloop het. Maar nou na die leë graf toe hardloop, word ons genooi om sy woorde te onthou en lewe daarin te vind. Ja, die evangelie verskil effens in detail, maar saam skets dit 'n enkele waarheid. Jesus leef. En dit is wat die belangrikste is. Die klip was nie weggerol sodat Jesus kon uitkom nie, dit was weggerol sodat ons kon insien. Kom ons bid. Opgestane Here, dankie dat U voor ons gaan en doen wat ons nooit op ons eie kon doen nie. Help ons om U woorde te onthou, op U krag te vertrou en vreugde in U opstanding te vind. Maak ons oë oop om die leë graf nie as 'n raaisel te sien nie, maar as ons hoop. In Jesus se naam, amen.